Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Om die Goliat in jou lewe te oorwin, is daar 3 dinge wat jy moet doen. Die eerste ding, jy moet teen hom opstaan. Dawid het vir die reus gesê in 1 Samuel 17 vers 45, ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Enige probleem wat jy probeer ignoreer of vanaf weghardloop, bemagtig jy eintlik net. Nadat die volk elke dag na Goliat se dreigemente geluister het, het vrees die harte van God se mense beetgepak en hulle kon hom nie weerstaan nie. Die tweede ding, jy moet dit onthou wat God reeds vir jou gedoen het. Dawid het sy oorwinnings oor die leeu en die beer onthou. En jy moet dieselfde doen. Hy sê in 1 Samuel 17 vers 34, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die krag om vandag se stryd te kan hanteer, kom deur te onthou hoe God jou gehelp het om gister se stryd op te los. Die derde ding, jy moet die reus se kop afkap. 1 Samuel 17 vers 51 sê, daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. En hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Jy moet jou Goliat ken en nie net aanvaar dat hy dood is as hy net uitgeslaan is nie. As jy nie sy kop afkap nie, sal hy later weer opduik. Soek 'n permanente oplossing, nie 'n korttermyn oplossing nie. Versterk jouself met gebed, vernuwe jou denke met die woord van God en reik uit na die ondersteuning wat vir jou beskikbaar is deur jou geestelike familie. Bo alles, onthou dat jou krag nie in jouself lê nie, maar in God. Met hom aan jou kant sal jy elke keer oorwin. Here, vandag staan ek voor reuse wat te groot lyk om alleen te trotseer. Dankie dat U sterker is as enige reus in my lewe. Net soos U vir Dawid die oorwinning oor Goliat gegee het, vra ek vandag vir die moed om vas te staan en op U krag te fokus, eerder as op die grootte van my stryd. In Jesus naam bid ek dit. Amen.